Goeiedag almal. Ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Donderdag, die 8ste Januarie en ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê Iran se vloot kom oefen hier in Suid-Afrika. Nuushooftrekke vir vandag. Brandbestryder in Kaapstad vermoor. Iran se vloot kom oefen in Suid-Afrika. Toeristevoertuig word deur 'n baksteen getref. Vlugtelingprogram vir Suid-Afrikaners word voortgesit deur die Trump-regering. Haie speel teen Sail Sharks hierdie naweek. Wars die Kaap begin op 16 Februarie 2026. Die eerste oorlogskepe, die van China, wat saam met Suid-Afrika, Rusland en Iran aan 'n weeklange gesamentlike oefening aan die Suid-Afrikaanse kus gaan deelneem, is gister by die vlootbasis in Simonstad, asook in Valsbaai opgemerk. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, die SANW, sê in 'n verklaring, die vlootoefening word deur China gelei en dit sal van 9 tot 16 Januarie in die Suid-Afrikaanse waters plaasvind. Die oefening wat deur die SANW as die Will of Peace oefening beskryf word, sluit die vlote in van BRICS-lande en as 'n intensiewe gesamentlike maritieme oefening wat uit veiligheidsoperasies, gesamentlike bedryfsoefeninge en maritieme bedryfsoefeninge sal bestaan. Daar is egter nog 'n sluier van geheimhouding oor watter lande presies aan hierdie oefeninge gaan deelneem. Volgens die SANW het verskillende lande wat deelneem saamgestem dat die doelwit van die oefening 'n gesamentlike optrede om die veiligheid van skeepsvaart en maritieme ekonomiese aktiwiteite sal behels. Intussen het die Tehran Times in Desember berig dat Iran 'n flotille van vlootskepe sal stuur om deel te neem aan die BRICS militêre oefening en dat 'n voorbereiding inligtingsessie in September in Kaapstad gehou is tussen verteenwoordigers van Rusland, China, Suid-Afrika, Ethiopië, Indonesië en Iran. 'n 33-jarige brandbestryder van Kaapstad Metro is Dinsdag aand laat vermoor toe hy 'n manlike familielid wat 23 jaar oud was, by 'n huis in Philippi Oos aangerand is. Daar word vermoed dit was 'n rooftog. JP Smit sê die brandbestryder was nie aan diens ten tye van die voorval nie. 'n Polisiewoordvoerder sê die voorval het omstreeks 2100 uur op die hoek van Letsoeluweg en David Wanda Straat in Betterlife, Philippi Oos gebeur. Beamptes het die twee mans van 33 en 23 jaar oud met steekwonde aan hulle koppe en bolywe gevind. Die 33-jarige slagoffer is deur paramedici op die toneel doodverklaar, terwyl sy 23-jarige familielid ernstig beseer is. Ander brandbestryders het op die voorval gereageer, maar ten spyte van hulle pogings is hulle kollega op die toneel wel doodverklaar. Die polisie in Philippi Oos ondersoek 'n saak van moord. Die motief vir die aanval is egter nog onbekend. Die vermoorde het hom in 2018 by die Metro se brandweer aangesluit as 'n seisonale brandbestryder en in 2020 as 'n leerling brandbestryder. Die bestuur van die brandweer het bystand vir die gesin gereël deur Metro se werknemersbystandprogramme. Walliese toeriste wat Suid-Afrika die eerste keer besoek het, waar hulle Dinsdag na die lughawe gereis het, op die N2 snelweg met 'n baksteen gegooi is, vriend het bestuur toe die voorval omstreeks 17:50 kort voor die afrit na die Kaapstadse internasionale lughawe gebeur het. Die baksteen het die vooruit getref en aan die passasierskant geland. Dit is so jammer dat 'n lekker kuier op so 'n manier moes eindig, het die mense gesê. Die laaste herinnering wat hulle nou van Suid-Afrika op hulle eerste besoek aan die land het, is dat hulle met 'n baksteen gegooi is. Geen sake is nog aan hange gemaak nie, maar die mense beplan om dit wel te doen, is gesê. JP Smit, die Kaapstadse Metro se burgemeesters komiteelid vir veiligheid en sekuriteit, sê hulle is bewus van Dinsdag se voorval. Die verkeersbeamptes op patrollie het die verdagtes gesien, maar was aan die teenoorgestelde kant van die snelweg. Die beamptes het die verdagtes agtervolg, maar hulle het in 'n informele nedersetting ingehardloop en daar verdwyn. Hierdie voorval beklem waarom die oprigting van beter omheining noodsaaklik is vir die langtermynveiligheid van die N2, aangesien maklike toegang en ontsnaproetes na die snelweg toegemaak moet word, en misdaadbrandpunte is gesê. Die Suid-Afrikaanse en Amerikaanse regering het 'n ooreenkoms bereik waar die Amerikaners gaan toelaat om hulle vlugtelingsprogram om Suid-Afrikaners te hervestig voort te sit. Reuters het gister berig, die twee regerings het in Desember agter geslote deure ontmoet. Die vergadering is aangekondig weke nadat 7 Keniaanse burgers in Johannesburg in hegtenis geneem is, wat by 'n sentrum werksaam was wat Afrikaner vlugteling aansoeke geproseseer het. Die burgers was in Suid-Afrika op toeristevisums nadat hulle aansoeke om werkvisums deur Suid-Afrikaanse owerhede geweier is. Geen Amerikaanse amptenare is tydens die operasie in hegtenis geneem nie. Reuters het 'n opsomming van die vergadering van 23 Desember bekom.
Mark Dillard, die VSA as 'n topdiplomaat van die land, het versekering van die Suid-Afrikaanse regering ontvang dat hulle nie met president Donald Trump se program sal inmeng nie. Ons mag dalk nie saamstem dat sekere Suid-Afrikaners moontlik deur 'n volksmoord geteiken word nie, maar hulle reg om te skuif na 'n bestemming van hulle keuse word deur die Suid-Afrikaanse regering gewaarborg, so sê Thabo Takae. Die matriekuitslae mag nie hang aan ons aansoek in die media verskyn nie, waarsku die inligtingreguleerder, oftewel IR, opnuut. Die IR het in die laaste paar dae van 2025 aansoek om verlof tot appel gedoen nadat die Hooggeregshof in Pretoria sy afdwingingskennisgewing tersyde gestel het. Volgens die IR word die wet op die beskerming van persoonlike inligting, oftewel POPIA, hiermee oortree. Volbankregters het verlede maand in die departement en AfriForum se guns beslis en die kennisgewing ongeldig verklaar. Daarbenewens het dieselfde hof in Januarie 2022 beslis dat die uitslae op hierdie wyse gepubliseer mag word. Hoewel die IR se aansoek nog hangend is, die departement sê in 'n verklaring, hy is ingevolge die hofbevel van 2022 eintlik verplig om die uitslae in die bestaande formaat te publiseer. Suid-Afrikaanse ondernemings het in 2025 op 'n beduidende swak noot afgesluit, ondanks die onheilspellende prentjie wat deur die S&P Global se jongste aankoopbestuursindeks, die MPI, geskets word. 20 Desember se peiling wel dat sakelei steeds glo die ekonomie kan vanjaar verstewig. Desember se syfer was die swakste in 11 maande en dit beteken dat besigheidsaktiwiteite vir 3 maande agtereenvolgens nou afgeneem het. Huishoudelike besteding was ook laer. Ondernemings het bestellings uitgestel en selfs uitvoerverkope het afgeneem. Ondernemings was in Desember meer versigtig. Breër ekonomiese teenwinde het ook invloed gehad. Van daardie teenwinde is byvoorbeeld ArcelorMittal Suid-Afrika, AMSA, wat sy langstaalbedrywighede by die Newcastle aanleg geleidelik begin staak het. Dit het daartoe gelei dat agterstaande produksie teen die vinnigste tempo in meer as 5 jaar afgeneem het, 'n duidelike aanduiding dat nuwe werk skraps is. Lydens Eskom se ondersoek was daar reeds in 2022 aanduidings dat daar 'n bedrogspel met die OVS aan die gang was, maar die probleem is eers so wat 'n jaar later vasgestel. Die OVS-probleem hou verband met onwettige koopkragbewyse wat buite Eskom se stelsel geskep word en beteken dat daardie kragverbuiters elektrisiteit kan verbruik sonder dat Eskom ooit daarvoor betaal word. Nietemin is Eskom aansienlik finansiële skade berokken. Lydens sy voljaarresultate vir die 2025 boekjaar het bedrog met die OVS-stelsel om meer as 7,2 miljard rand in verlore inkomste gekos. In die 2024 boekjaar het daardie verliese 6,4 miljard rand beloop. Onder JP Pietersen se afrigting het die Haie nou 2 van hulle laaste 3 wedstryde in alle kompetisie gewen. Ondanks die vroeë terugslag vir Pietersen as hoofafrigter, glo die 45-jarige Jacobs wat vanaf 2004 tot 2011 die Durban Heat in Super Rugby en die Karibeker reeks verteenwoordig het, daar is nou genoeg tekens van herlewing met sy ou spanmaat aan die stuur. Jacobs voorspel ook dat daar nie veel verandering in die Haie se benadering vir Saterdag se Europese Kampioenebeker wedstryd teen die Sail Sharks in Engeland sal wees nie. Die Suid-Afrikaanse jaar heng laat te gaan en sy navigator Brett Cummings, wat vir die internasionale Toyota Gazoo Racing die W2RC span jaag, het met hulle oorwinning in gister se 4de sneltraject van die Dakar veldtydren ook die algehele voorsprong ingeneem. Die wipplankstryd tussen Ford en Toyota het gister in die eerste helfte van die eerste marathon sneltraject in Alula, Saudi-Arabië gewys hoe erg dit soms kan wees om op 'n nuwe roete eerste weg te spring en die beste pad te soek. Gister was dit laat te gaan en Cummings se beurt om min te slaan. Hulle die Dacia Sandrider jaar, Nasser Al Attiyah van Qatar, wat 10de begin het, was enigstens onder die 5 ure met laat te gaan hulle eerste oor die wenstreep en Al Attiyah 7 minute en 3 sekondes later gewees. Die Poolse jaar Marek Kozal was derde in sy private Hilux, gevolg deur sy seun Erik, 'n identiese motor met die gewilde Sebastian Lou, hierdie keer 5de in sy Dacia gewees. Die eerste Ford oor die eindstreep was die Raptor van Matthias Ekstrom wat 12de geëindig het. Guy Botterill was sy skitterende 3de plek in Dinsdag se sneltraject 36ste vir die dag gewees, nadat hy met 15 minute beboet is, vermoedelik omdat hy 'n navigasiepunt gemis het. Hy het van 17de na 22ste plek algeheel teruggesak. Die motorfietsjaars Tosja Sakarena en Rieke Brabe het hulle vertoning van die vorige dag op hulle Hondas herhaal met hulle onderskeie eerste en tweede plekke vir die dag, eerste en tweede plek algeheel behou. Ross Branch van Botswana het die Suider-Afrikaanse aanslag op sy herehou gelei en was 4de gevolg deur die beste van die KTM-jaars, Daniel Sanders, Branch is nou 6de algeheel. Bradley Cox Sherco was die Suid-Afrikaanse beste jaar en is nou 11de. Die eerste skoten van die jaar se gewilde studente rugbyreeks
Klap op 16 Februarie, die Aatjies wat verlede jaar die Varsity beker omhoog gehou het, kom in die eerste ronde teen Tuks te staan in die Jacaranda stad. Josh Strauss, 'n losvoorspeler in sy speeldae wat toets rugby vir Skotland gespeel het, was die Leeu se kaptein toe hulle in 2011 die Currie-beker gewen het. Hy sê ondanks hulle Varsity beker glorie verlede jaar, is daar in elk geval altyd druk op spanne in hierdie kompetisie. Die druk in die Varsity beker is 'n bietjie anders. In beroepsrugby bou jy dalk 80% van jou manne in die vergrote groep, maar by universiteite gaan baie spelers jaarliks weg, maar nuus kom ook in, het Strauss gesê. Sê Shaba Mokoena, veelsidige agterspeler wat wit verlede jaar aan die Varsity beker aangevoer het, en Erik Basson, losvoorspeler van die Maties, tel onder die Aatjies se nuwe aanwinste. Benewens hou Lungigiri 3 vir 39 met 'n 3-kuns, paadjies uitgeblink. Uit in die 8 in die bilbeerd van David Wiese op 8, Sunil Narine op 0 en Gerald Coetzee ook op 0 ontslaag geraak. Dit was die eerste 3-kuns ooit in die SA20. Kane Williamson, hy's uit vir 12 van 9 balle en Mark Ackerman is uit op 27 van 17 balle, het 39 lopies om eerste paadjie in die tuisspan se golfbeerd aangeteken. Butler en Aiden Makram, wat uit is op 16 van 11 balle, het die Durbanite se kaptein met die vennootskap om die derde paadjie van 39 lopies van 28 balle hulle span in die wedloop gehou. Makram is egter in die 10de beurt op die by uitgevang deur Jordan Cox. Helaas vir die KwaZulu-Natalers het Heinrich Klasing 17 aangeteken van 17 balle, sy paadjie in die 16de bilbeerd verloor. Pieter se snelbouler het 3 vir 35 en 4 bilbeerte plat getrek. Connor Estreisen het 37 lopies aangeteken van 28 balle, wat insluit 4 vierde en 1 groot 6. En hou by die Pretorianer se golfbeerd met 'n knallaat begin deur 101 lopies van 66 balle om die eerste paadjie aan te teken. Die 40-jarige Wiese, 'n naadbouler, het in sy loopbaan internasionale krieket vir Suid-Afrika en ook van Namibië gespeel. In die 19de bilbeerd het JC Veld met 'n besering verlaat met Shefrain Rutherford wat uit is op 0 van 2 balle wat hom by Hope aangesluit het. Coetzee, snelbouler van DSG, het van Dewald Brewers met 12 lopies van 5 balle ontslaag geraak. Jacob Bethel het gister sy eerste toets 100-tal aangeteken en Engeland sodoende nog 'n sprankie hoop gegee om die 5de en laaste kriekettoets in die reeks om die as teen Australië te kan wen. Die 22-jarige Bethel sal vandag in Sydney Cricket Ground die SCG met sy telling op 142 nie uit voortkolf. Ollie Pope het vroeër in die reeks nie die mas opgekom nie, moes plek maak vir Bethel wat sy kans aangegryp het. Sy vorige beste telling in die formaat was 96 lopies teen Nieu-Seeland. En Duckett het 42 lopies aangeteken van 55 balle, het na 'n tweede paadjie vennootskap van 81 lopies saam met Bethel sy paadjie verloor toe Michael Nasser skoon gebou het. Jou Rood wat 'n pyk 160 lopies in die eerste beurt aangeteken het, kon die keer slegs net vir 6 lopies bydra. Harry Brook het 42 aangeteken, het goed vasgeskop voordat hy ook sy paadjie verloor het. Die Aussies het hulle eerste beurt vroeër die dag op 518 vir 7 paadjies voortgesit. Hulle het nog 49 lopies by hulle oornagtelling bygevoeg en was voormiddagete almal uit vir 567 lopies. Engeland sal vandag met 'n wonderwerk vorendag moet kom om 'n onbesliste uitslag te kan afdwing. Coco Gauff het Amerika die verdedigende kampioen se plek in die halfeindronde die United Cup spantoernooi gister met uitstekende spel verseker, terwyl Iga Swiatek, die wêreld se naasbeste speler, haar deel vir Pole gedoen het. Stefanos Tsitsipas het Griekeland egter weer gelyk laat trek met 'n oorwinning van 6-4 en 7-5 oor die sukkelende Taylor Fritz. Die 21-jarige Gauff het met 'n afstand gesukkel en maandag haar eerste nederlaag in 'n enkelspelstryd in die United Cup gelei toe Spanje se Jessica Bouzoukas Monteiro haar gewen het. Swiatek, 'n 6-malige Grand Slam kampioen, het Susan Lamans met 6-3 en 6-2 gewen in die rondomtalie wedstryd teen Nederland in Sydney. Hubert Hurkacz, wat na die baan teruggekeer het nadat hy weens 'n kniebesering 7 maande buite aksie was, het tal in Griekspoor met 6-3 en 7-6 gewen. Pole kom nou teen Australië te staan met die wenner wat in die halfeindronde sakke met Amerika sal uitspoel vir 'n plek in Sondag se eindstryd. Altesaam 18 gemengde spanne neem aan die toernooi deel in aanloop tot die Australiese Ope wat op 18 Januarie sal begin. Die 14-jarige Saviv Soeravansi, wat verlede jaar se cricketwêreld se verbeelding as kolwer vir die Rajasthan Royals in die Indiese Premier Liga, die IPL, aangegryp het, was aan die voorpunt van die slagting waarom die Indiese onder 19 span dit gister 3-10-0 in die eendagreeks teen Suid-Afrika se jonges in Benoni gemaak het. Soeravansi het 127 lopies van 74 balle geslaan, wat insluit 9 vierde en 10 groot 6e in sy aanvangsmaat. Aaron George het 118 aangeteken
van 106 bale wat insluit 16 vure, het honderdtalle aangeteken vir die besoekers se groot beurt van 393 vir 7. Suid-Afrika se onder 19 span het met 233 lopies verloor. Hy is uiteindelik vir net 160 lopies in 45 beurte uitgehaal. Roan Venter, flank van die Leeu's, is vir 4 wedstryde geskort nadat hy daarin skuldig bevind is dat hy 'n ontoelaatbare duitslag uitgevoer het. Venter, wat 23 jaar oud is die afgelope Saterdag in die Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen die Haie in Durban, aanvanklik deur Christopher Allison, die skeieregter, met 'n geel kaart afgestuur weens 'n gevaarlike duitslag op Apalele fase heel agter van die KwaZulu-Natalers. Terwyl Venter van die veld af was, is die geel kaart opgegradeer na 'n rooi kaart. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2233, Polokwane 1729, Lephalale 2135, Mbombela 1829, Mahikeng 2133, Pretoria 1833, Johannesburg 1931, Ermelo 1031, Kalahari 2337, Gaborone 2335, Richards Bay 2035, Pietermaritzburg 1635, Durban 1928, Port St Johns 1733, Pongola 2134, Maputo 2231, Bethlehem 1332, Bloemfontein 1835, Allewal Noord 1535, Welkom 2035, Vryburg 2335, Kimberley 2237, Appington 2037, Prieska 2237, Springbok 1530, Karasburg 1935, Keetmanshoop 2236, Mariental 2437, Alexanderbaai 1426, Brandvlei 1633, Loederits Baai 1831, Vredendal 1329, Kaapstad 1623, Sutherland 1327, George 1631, Jeffreys Bay 1431, Cabarra 1336, Graafrenet 1234, Kapogolas 1428, De Aar 1935, Molteno 1032, Beaufort Wes 1535, Oos-London 1534. Die markte vir die dag: die rand verhandel teen R16.44 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.06. Die euro verhandel teen R19.21. 'n pond kos R22.14. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2295. Palladium per fyn ons is $1748. Silwer per fyn ons is $78.34 Amerikaanse sent. Goud per fyn ons is $4459. Brent olie per vat is $60.70 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.